Vandag se lesie gaan ons verder met Pythagoras. Ons het nou na die verband tussen die lengtes van die sye van 'n driehoek gekyk. Die afleidings wat ons vir 'n reghoekige driehoek gemaak het, bring ons by die stelling van Pythagoras. Met ons ondersoek wat ons gedoen het in verband met die verband tussen die lengtes van die sye, is die afleiding wat ons nou kan maak mos vir 'n reghoekige driehoek of 'n driehoek wat 'n regte hoek bevat, kan ons sê as 'n driehoek 'n regte hoek bevat, is die oppervlakte van die vierkant op die skynsy van die driehoek gelyk aan die som van die oppervlaktes van die vierkante op die twee reghoeksye van die driehoek. Nou ons kan nou hierdie oppervlakte maar weglaat, want ons gaan nou nie elke keer op elke reghoekige driehoekie wat ons het, nou hierdie vierkante teken om die berekenings te doen nie. So, dit bring ons by die stelling van Pythagoras. Hierdie stelling van Pythagoras is 'n baie belangrike stelling wat julle regtig moet sorg dat julle dit onder die knie het voordat julle aanbeweeg. Want baie van julle meetkunde word verder op Pythagoras ook gebou. So kom ons kyk wat sê die stelling van Pythagoras. Die stelling van Pythagoras sê vir ons: in 'n reghoekige driehoek is die kwadraat of die vierkant van die skynsy gelyk aan die som van die kwadrate, wat ook die vierkante is, van die twee reghoeksye. Goed, so as ons dit mooi gaan uitwerk, dan gaan ons kyk na 'n reghoekige driehoekie. Kom ons teken gou ons reghoekige driehoek. Goed, so ons kyk hier na ons reghoekige driehoekie. Ons het ons reghoekige driehoek A, B, C. En onthou nou in hierdie driehoek dui ons nou aan dat ons hoek B is 90 grade. So, ons stelling van Pythagoras sê vir ons, in 'n reghoekige driehoek is die kwadraat van die skynsy gelyk aan die som van die kwadrate van die twee reghoeksye. Nou kom ons kyk gou hier. As ons nou hierdie Pythagoras noem, dan kan ons sê hierdie is my reghoeksy 1. Kom ons noem hom so reghoeksy 1. Sy AB kan ons praat van reghoeksy 2, want onthou ons reghoeksye is mos nou die twee sytjies wat die regte hoek vorm. En dan is AC vorm ons skynsy. Goed. Nou kan ons mos nou gaan sê uit ons stelling van Pythagoras uit, kan ons gaan sê, dit sê vir my die kwadraat van die skynsy. So kom ons kyk gou na ons skynsy. Ons het ons skynsy se kwadraat. Sê vir my is gelyk aan die som, met ander woorde is gelyk aan die som van die kwadrate van die twee reghoeksye. Met ander woorde, as ek daai reghoeksy 1 het en ek kwadreer hom, die som van beteken die plus en dan die kwadraat van reghoeksy 2. So ek sien dit is my skynsy kwadraat is gelyk aan reghoeksy 1 se kwadraat plus reghoeksy 2 se kwadraat. Ons kan dit ook skryf as ons kyk na ons skynsytjie, kan ons sê skynsy is mos nou AC. So ek kan sê dit is AC se kwadraat is gelyk aan my reghoeksy 1 is BC. So ek kan sê dit is BC se kwadraat plus en my reghoeksy 2 is AB se kwadraat. Nou is dit ook mos soos wat ons in die vorige lesie gekyk het,
is dit ook mos nou baie keer praktyk om te sê dat hierdie sy teenoor B is klein b. Die sy teenoor C is klein c en die sy teenoor A is klein a. So, ons kan dit ook skryf as b² is gelyk aan a se kwadraat, klein b se kwadraat is gelyk aan klein a se kwadraat plus klein c se kwadraat. Goed, so dit is wat die stelling van Pythagoras vir ons sê. Baie belangrike feite rondom Pythagoras se stelling gaan ek gou vir julle neerskryf. So baie belangrik rondom Pythagoras se stelling is dat julle nommer 1 onthou, dit geld slegs in reghoekige driehoeke. Nommer 2 is, jy werk met die sylengtes. Nommer 3 is, jy werk met die kwadrate van die sylengtes. Nommer 4 moet jy onthou, die skynsy is die sy teenoor die 90 grade hoek. En die laaste dingetjie dan, nommer 5, is onthou die skynsy is altyd die langste sy. Want die 90 grade hoek is die grootste hoek in die driehoek. Goed, so as ons nou weer teruggaan na ons oorspronklike driehoekie toe wat ons geteken het, en ons het weer ons teken net weer ons reghoekige driehoekie, dan kan ons nou weer teruggaan na ons stelling van Pythagoras toe. Ek gaan dit net gou weer teken, laat ons net weer mooi kyk na dit. Goed, ons kyk weer na driehoek A, B, C. Soos in hierdie vorige driehoekie, het ons mos nou gesê, ons het ons skynsy en ons 2 reghoeksye. So die sytjie teenoor B het ons gesê is ons skynsy, en dit is klein b. En die sytjie teenoor A het ons gesê is ons klein a, en dit is ons reghoeksy 1, en die sytjie teenoor C het ons gesê is klein c, en dit is ons skynsy, reghoeksy 2. So onthou nou, ons het ons prentjie gehad, wat ons gesê het, hierdie is ons skynsy, A, B, C is ons reghoeksy 1, en A, B is ons reghoeksy 2. Goed, toe het ons mos nou gesê, ons skynsy se kwadraat is gelyk aan die som van die reghoeksye van die kwadrate van die reghoeksye. So ons het gesê dis reghoeksy 1 se kwadraat plus reghoeksy 2 se kwadraat. Toe het ons ook nou mooi gekyk en ons het dan gesê, met ander woorde, dit is ook b kwadraat is gelyk aan a kwadraat plus c se kwadraat. Nou goed, as ons nou gaan kyk na hierdie vergelyking wat ons het, dan kan ons deur algebra te doen, met ander woorde enige sy van 'n reghoekige driehoek uitwerk. Dit hang af mos nou wat hulle vir ons gegee het. Met ander woorde, kom ons kyk as hierdie C mos nou ons onbekende sytjie is, dan kan ons C gaan uitwerk deur mos nou te sê b kwadraat en dan minus a kwadraat gaan mos nou vir my gelyk wees aan c se kwadraat, want kyk, as ek c alleen wil hê, dan gaan ek hierdie a moet oorvat linkerkant toe. Ek kan hom dan ook omskryf as c kwadraat is gelyk aan b kwadraat minus a se kwadraat. Nou goed, met ander woorde, uit ons oorspronklike vergelykingkie uit,
kan ons hom gaan herskryf. Nou goed, julle sien nou elke keer my b² is mos my skynsy. Nou as ons weer maar die vergelykingkie neerskryf, ek skryf hom gou weer neer, b² is gelyk aan a², want dit is wat die stelling van Pythagoras mos vir ons sê, a² plus c². My skynsy se kwadraat is gelyk aan die som van die kwadrate van my reghoeksye. Nou kom ons kyk nou, as hierdie a my onbekende enetjie was, ek moet nou a² uitwerk, ek weet wel wat is die waarde van b² en c². Dan gaan dit mos nou beteken dat hierdie c² moet wegkom. So, ek gaan hom oorbring linkerkant toe, dan gaan ek kry b² minus c² is gelyk aan a se kwadraat. En as ek hom nou net mooi omskryf, dan kan ek hom skryf ook as a² is gelyk aan b² minus c se kwadraat. Goed, so uit dit uit kan ek baie belangrik sê. Uit dit uit kan ek mos nou met ander woorde sê, as ek die skynsy moet bereken, dan is die som altyd 'n plus. Want Pythagoras se stelling sê vir my skynsy se kwadraat is die som van die kwadrate van die twee reghoeksye. So, as ek my reghoeksye moet bereken, is dit altyd 'n minussom. Dit gaan altyd wees jou skynsy se kwadraat minus jou reghoeksy 1 se kwadraat of dan jou skynsy se kwadraat minus jou reghoeksy 2 se kwadraat. As jy jou reghoeksy moet bereken. Kom ons kyk net na 'n paar ander driehoeke gou. Onthou dit is baie belangrik dat jy by die driehoeke sal identifiseer watter sy is jou skynsy en jou skynsy is mos nou altyd die sy teenoor jou regte hoek. Met ander woorde, as daai my skynsytjie is, dan gaan hierdie my reghoeksy 1 wees en dan kan daai een my reghoeksy 1 wees en hierdie xy kan my reghoeksy 2 wees. En dit is mos nou algemene praktyk dat ons nou kan sê, onthou, ons het nou gesê hierdie hoek teenoor daai hoekie is, of die sy teenoor hoek x is klein x, die sy teenoor hoek y is klein y en die sy teenoor hoek z is klein z. Met ander woorde, as ons nou gaan kyk na ons stelling van Pythagoras, ons stelling van Pythagoras sê vir ons skynsy se kwadraat is gelyk aan reghoeksy 1 se kwadraat plus reghoeksy 2 se kwadraat. So, ek kan uit hom uit sê dat x² gelyk is aan x² is gelyk aan y² plus z². Onthou nou hierso is altyd ons skynsy. So, as ek nou my afleidings maak uit die ander uit, dan gaan ek sê y², as ek nou y² wil uitreken, gaan ek sê y² is gelyk aan x² minus z se kwadraat. As ek z² wil uitreken, gaan ek sê z² is gelyk aan x²
minus y kwadraat. En hier kan julle altyd sien waar is my skynsy. As jy kyk na driehoek PQR, baie belangrik om jou skynsy te identifiseer. So hierdie is my skynsy, want dit is die sy teenoor hoek, die 90 grade hoek, en ons noem hom ook mos nou sommer klein r. Hierdie sytjie kan ons sê is ons reghoek sy 2 en ons reghoek sy 1. So reghoek sy 1 is ook klein p, reghoek sy 2 is klein q. Ek kan uit hierdie een met ander woorde gaan sê, my skynsy se kwadraat is gelyk aan die som van my reghoeksye se kwadraat, p kwadraat plus q kwadraat. Uit dit uit kan ek ook nou weer my afleidings maak dat p kwadraat is gelyk aan r kwadraat minus q kwadraat, of ek kan sê q kwadraat is gelyk aan r kwadraat minus p kwadraat. Ons kyk net na nog 'n voorbeeld met die sytjies van 'n driehoek, en dan kan ons daarna voorbeelde oefen, waarby ons sytjies moet uitwerk, en as julle dit alles nou mooi geoefen het, kan julle die huiswerk voltooi. As ons kyk na driehoek DEF, het ons mooi geïdentifiseer dat DE is my skynsy wat ook klein f is. EF en DF is my reghoeksye, met ander woorde my reghoeksy 1 en my reghoeksy 2. Met ander woorde, ek kan dan sê f kwadraat is gelyk aan die som van my reghoeksye se kwadrate, so dis d kwadraat plus e kwadraat. Uit my afleidings kan ek weer sê dat d kwadraat, soos ons gesê het, as ons 'n reghoeksytjie moet uitwerk, is dit altyd die 'n minussom, en dit is altyd jou skynsy se kwadraat minus jou ander reghoeksy se kwadraat. So as ek d kwadraat uitwerk, dan is dit f kwadraat minus e kwadraat, en as ek e kwadraat moet uitwerk, dan gaan dit gelyk wees aan f kwadraat minus d se kwadraat. Goed, so ons het mooi gesien, as ons skynsy bereken word, is dit altyd 'n plus. As ons reghoeksye moet bereken, is dit altyd 'n minus. Ons gaan nou sommer met 'n groot klomp voorbeelde begin, wat jy saam met my kan uitwerk, en dit sal vir jou voldoende wees, sodat jy jou huiswerk op jou eie kan probeer. As ek nou gou kyk na hierdie voorbeeld, dan kan ek sien maar hoek B is my 90 grade hoek. So ek kan sê daarom x is my skynsy. My som sê met ander woorde vir my skynsy se kwadraat is x kwadraat is gelyk aan die som van die reghoeksye se kwadraat is 5 kwadraat plus 12 kwadraat. En onthou, as ons nou Pythagoras skryf en ons doen ons meetkunde, dan moet ons altyd 'n rede gee vir die bewerking wat ons doen.
So, as ons daai gaan skryf, dan kan ons sê x kwadraat moet gelyk wees aan 5 kwadraat plus 12 kwadraat. En my rede hoekom ek dit sê, is dat dit my stelling van Pythagoras is. Dis hoekom ek dit in hakies agterna sit. So, as ek kyk na x kwadraat is gelyk aan, dan weet ek 5 kwadraat is 25 plus 12 se kwadraat is 144. Met ander woorde, ek kry 'n antwoord dat x kwadraat gelyk is aan 169. Nou moet ons nog steeds vir x uitwerk, so om daai kwadraat te laat wegval, doen ek die inverse berekening en dit is met ander woorde om die vierkantswortel te kry. So die vierkantswortel van x kwadraat gaan vir my x gee en die vierkantswortel van 169 gee vir my 13. En ek kan nou sê x gaan 13 eenhede wees. Weereens is dit nou baie belangrik dat ons hier identifiseer watter sy is ons skynsy. Hoek P is gelyk aan 90 grade, so ek kan ook nou sê daarom is x gelyk aan my skynsy. So ek gaan sê x kwadraat, want die skynsy se kwadraat is gelyk aan die som van die kwadrate van die reghoeksye. En my rede is altyd Pythagoras. So ek gaan hê x kwadraat is gelyk aan 9 plus 16, met ander woorde x kwadraat is gelyk aan 25. As ek nou x wil uitreken, moet ek die vierkantswortel links kry. As ek die vierkantswortel links kry, moet ek die vierkantswortel regs ook kry. So ek kan met ander woorde sê x is gelyk aan 5 eenhede. As ek nou kyk na hierdie driehoekie, kan ek sien dat hoek E gelyk is aan 90 grade. Met ander woorde, ek kan sê daarom is x gelyk aan 'n reghoeksy. En ons moet nou x uitwerk as ons onbekende, daarom gaan ons 'n aftreksom doen. Want ons het nou wel ons skynsy en ons wil ons reghoeksy uitwerk. Met ander woorde, ons gaan sê x kwadraat is my skynsy se kwadraat minus my ander reghoeksytjie se kwadraat. Met ander woorde, ek kan sê x kwadraat is gelyk aan 10 se kwadraat minus 6 se kwadraat. En dit is 100 minus 36. As ek 100 minus 36 uitwerk, kan ek sê x kwadraat is gelyk aan 64. Nou wil ek die x alleen hê, so ek moet die vierkantswortel kry aan die linkerkant. Wat ek links doen, moet ek regs doen. So ek kan sê daarom is x gelyk aan 8 eenhede, want die vierkantswortel van 64 is 8. As ons kyk na driehoek XYZ, hoek x is my 90 grade hoek. Hulle gee vir my dat YZ 17 is, met ander woorde YZ is mos my skynsy. Hulle gee vir my dat XY 8 is en hulle gee vir my dat XZ X is. Met ander woorde, as ons nou weer hier kyk, dan kan ek sê, maar hoek X is 90 grade, so daarom kan ek sê X is 'n reghoeksy. Omdat X 'n reghoeksy is, gaan ek 'n aftreksom doen. Met ander woorde, ek gaan sê x kwadraat is gelyk aan
my skynsy is 17 se kwadraat, dis mos altyd my langste sy minus my anders reghoeksy, en onthou, moenie vergeet om jou rede as Pythagoras te skryf nie. Goed, met ander woorde, ek kan weet x kwadraat is 289 minus 8 maal 8 wat 64 is. So x kwadraat is gelyk aan 225. Onthou, nou moet ek weer die vierkantswortel aan die linkerkant kry om x alleen te kry, maar wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, x is gelyk aan 15 eenhede. Goed, ons kyk nou nog 'n voorbeeld. As ons kyk na driehoek A, B, D en driehoek D, B, C, dan het ek in hierdie driehoek dat driehoek D in driehoek B, D, C 90 grade is en dat hoek A by die boonste driehoek A, B, D 90 grade is. Goed, so as ons nou kyk wat gee hulle vir ons onbekendes, hulle gee vir ons hierdie AD is 12, BD is X en AB is 9. Verder gee hulle vir ons dat hierdie skynsy 25 is, eenhede is, en ons ander onbekende een is dan D7 is. Goed, so. Ons gaan eers begin met driehoek ABD, omdat ons die meeste inligting in hom het. As ons kyk na hierdie driehoek ABD, kan ek sien ek het twee sye wat bekend is, en ek kort net vir X. Met ander woorde, ek het die meeste inligting in hom en ek gaan met hom begin. Nou as ek kyk na driehoek ABD, dan kan ek sê daai hoek A is mos nou 90 grade. Stem julle saam met my met dit? Hoek A is 90 grade, dit is wat vir ons gegee is. Met ander woorde, X is ons skynsy. Want X is altyd, of X is in hierdie geval die sy teenoor die 90 grade hoek, wat ons skynsy maak. Met ander woorde, as ek die skynsy het, moet ek 'n plus sommetjie doen. So x kwadraat gaan gelyk wees aan 12 se kwadraat plus 9 se kwadraat, en my rede gaan wees Pythagoras. Ok, 12 se kwadraat weet ons is 144 plus 9 se kwadraat is 81, so ek het x kwadraat is 225. As ek nou x moet uitwerk, dan gaan ek die vierkantswortel van x kwadraat kry. Wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek kry x is 'n antwoord van 15 eenhede. So ek kan nou hier in hierdie driehoekie kan ek my 15 eenhede inskryf. Goed. Nou as ons gaan kyk na driehoek DBC. Ons kyk nou na driehoek DBC, met ander woorde ons werk nou met driehoek DBC, en as ek gaan kyk na hom, dan het ek nou hierdie reghoeksy en ek het hierdie 25 is my skynsy. So ek kan daar sê dat hoek BDC is my 90 grade hoek. Daarom kan ek sê dat Y is 'n reghoeksy. So, as ek nou vir Y moet uitwerk, moet ek 'n aftrek-sommetjie doen.
So ek kan sê y se kwadraat is gelyk aan my skynsy se kwadraat minus my ander reghoeksy se kwadraat. Met ander woorde, y kwadraat gaan gelyk wees aan 25 se kwadraat wat 625 is, minus 15 se kwadraat wat 225 is. So y kwadraat gee vir my 'n antwoord van 400. As ek nou y moet uitwerk, moet ek die vierkantswortel kry van y kwadraat. Wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, y is gelyk aan 20 eenhede. Ons gaan nou die laaste voorbeeld saam uitwerk. As ons nou die laaste voorbeeldjie saam uitgewerk het, dan kan jy nou daarvan af jou huiswerkies op jou eie doen. Onthou net, soos met hierdie meetkunde, daar is nie die goedes nie. Jou sketse is nie volgens skaal geteken nie, so jy kan niks aanvaar nie. Jy moet alles bewys. Jy kan slegs aanvaar dit wat vir jou gegee is. Kom ons kyk gou na ons laaste voorbeeld. Ons het f g d en hier het ons vir x en hier het ons 17. Kom ons sit net eers die e in. Hierso het ons 'n 90 grade hoek. Hierdie hoek is, sy is vir my gegee 17, GD is vir my gegee 12 en FG is vir my gegee 8. Nou as ek gaan kyk na hierdie driehoek, hulle vra vir my, ek moet nou x bereken. Maar as ek nou kyk na hierdie driehoekie, dan het ek nou net, as ek kyk na die groot driehoek, die hele groot driehoek, dan het ek mos nou net hierdie sy wat vir my sê 12 plus 8 plus 12. En dit is mos nou gelyk aan 20. So ek het eintlik net daai sy, so dit gaan my nie help om x op te los nie. So die eerste plan wat ek moet gaan maak is, ek gaan kyk na hierdie driehoek FGE. Want as ek nou na hom gaan kyk, dan kan ek sien, ek het 'n reghoeksy en ek het 'n skynsy. So ek kan FE uitwerk. Met ander woorde, ek gaan begin om FE uit te werk. Hoek F is gelyk aan 90 grade, daarom weet ek dat FE 'n reghoeksy is. En wat moet ons nou weer doen as ons 'n reghoeksy moet uitwerk? Ons gaan daarom 'n aftreksom doen. So ek gaan sê FE se kwadraat is gelyk aan 17 se kwadraat minus 8 se kwadraat en my rede vir dit is Pythagoras. Julle moet asseblief onthou om julle redes by te sit, hoor. (17) se kwadraat, met ander woorde, ek het 289 minus 8 se kwadraat is 64, so ek het FE se kwadraat is gelyk aan 225. Ek wil FE uitwerk, met ander woorde, ek gaan die vierkantswortel links kry, dan moet ek die vierkantswortel regs kry. So FE is gelyk aan die vierkantswortel van 225 wat 15 eenhede is. So as ek nou kyk na FE, dan kan ek sê FE is 15 eenhede. Goed, nou kan ek mos gaan kyk na driehoek DEF. As ek nou kyk na driehoek DEF, dan kan ek sê x is 'n skynsy. Want hoek F is 90 grade. So x lê teenoor F wat 90 grade is.
Met ander woorde, ek kan hom gaan uitwerk deur te sê x² is gelyk aan 15 se kwadraat plus, onthou ons het nou gesê FD is 8 plus 12 is 20 se kwadraat. En my rede is Pythagoras of Pythagoras. So 15 se kwadraat is 225 plus 20 se kwadraat wat 400 is. Ek kry x² is gelyk aan 625. Onthou, ek wil net x hê, so ek kry die vierkantswortel van x². En wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, ek kry dat x gelyk is aan 25 eenhede. Ek hoop alles van Pythagoras is nou vir jou mooi duidelik. Jy kan nou hierdie verder inoefen en mooi vas lê deur jou huiswerk te voltooi.